Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor volharding deur vervolging of volharding te midde van vervolging. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense hoofstuk 2 verse 13 tot 16. 1 Tessalonisense 2 13 tot 16. Maar voor ons dan daarby uitkom, kom ons maak net eers die oë weer eens toe. Hemelse Vader, ons groet U weer vanoggend. Here, hoe wonderlik om in U teenwoordigheid te wees. Hoe wonderlik, Here, om in U voetstappe te volg. Here, maar ons dink altyd net aan die lekker en ons vergeet dat U gesterf het aan 'n kruis, dat U vervolg was tot die dood toe. En U het vir ons gesê, as U vervolging moes verduur, sal ons dit ook moes verduur as U volgelinge. Here, en vanoggend kom ons na U toe en ons vra, Here, leer ons hoe om vas te staan, om vas te byt te midde van vervolging en nie die knie voor die vyand te buig nie. Here, en daarom vra ons dat U elkeen wat sal luister vanmôre in besonder sal seën met geopende ore om die boodskap te hoor, help hulle om dit te verstaan, Here, en open die harte om die boodskap te bewaar en sodat hulle dit ook elkeen kan toepas wanneer vervolging kom. En Vader, ek vra weer eens dat U my ook op 'n spesiale manier sal seën deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dit sal interessant wees om te sien wat met die Amerikaanse en Europese kerke in die Wes oor die algemeen gebeur wanneer vervolging toeneem. En ek het spesifiek nou nie gesê as vervolging toeneem nie, maar wanneer. Want vervolging vir ons geloof het reeds op klein maniere begin, as ek dit so kan sê, in vergelyking met hoe mense in ander lande ly. Maar tensy daar wydverspreide herlewing in die Weste, Amerika en Europa en selfs in Afrika is, sal die vervolging van Christene in die volgende paar jaar al sterker word. So my doel in hierdie boodskap is om elkeen van julle te help om daarvoor voor te berei. Ons het reeds gesien hoe besighede beboet word en gedwing word om uit besigheid uit te gaan weens beweerde diskriminasie teen die LGBTQ agenda. Daar's druk van beide die regering en van polities korrekte korporasies om almal te dwing om mans wat hulle self as vrouens identifiseer toe te laat om vroue toilette en stortgeriewe te gebruik. 'n nagraadse student wat aan 'n beradingsraad graad werk, is uit haar graadprogram gedwing omdat sy gesê het dat sy homoseksuele kliënte na ander beraders sou verwys weens haar godsdienstige oortuigings, want ons mag mos nie meer homoseksuele persone probeer help om uit die homoseksuele leefstyl uit te kom, terug na Christus toe nie. En daar's reeds wette aangeneem wat gelisensieerde beraders verbied, soos ek sê, om te probeer om hulle te help om heteroseksueel te word, en kampusbedieninge is al van die kampusse afgedruk omdat hulle weier om homoseksuele as leiers van 'n groepe te aanvaar. En so gaan dit aan, en ek is nie 'n profeet nie, maar in die toekoms sal kerke en ander bedieninge wat die Bybelse siening oor homoseksualiteit aanhang, glo ek hulle belastingvrye status verloor. Militêre kapelane kan gedwing word om homoseksuele troues uit te voer of, as hulle dit nie wil doen, hulle kommissies te verloor. Openbare skole se onderwysers kan afgedank word omdat hulle weier om diversiteit, verdraagsaamheid aan hulle studente te leer. Christelike colleges en seminariums kan hulle akkreditasie verloor as hulle nie LGBT sogenaamde regte onderskryf nie. Diegene wat by sekulêre universiteite in diens is, kan hulle werk verloor as hulle weier om hierdie LGBTQ agenda te omhels. En werknemers van sekulêre maatskappye kan afgedank word omdat hulle glo wat die Bybel oor homoseksuele sonde sê.
En ons weet lank reeds dat die Demokratiese Party in Amerika abortusregte onderskryf wat Obamacare op besighede en godsdienstige instellings probeer afdwing. En wat homoseksualiteit betref het hulle gesê, ons loof die beslissing deur die Hooggeregshof wat erken dat LGBTQ mense soos ander Amerikaners die reg het om met die persoon te trou wat hulle liefhet. Pastore in Swede en Engeland en Kanada is reeds van hegtenis geneem omdat hulle verkondig het wat die Bybel oor homoseksualiteit sê. En in Suid-Afrika word huweliksbevestigers ook onder die wet gedwing om die huwelike te voltrek. Hulle mag nie weier nie. En is waarskynlik dat Amerika binnekort ook dieselfde sal doen. So ons is dus op pad na toenemende vervolging as ons getrou vashou aan wat die Bybel oor hierdie morele kwessies leer. En nou is die vraag, sal jy volhard en vashou aan die Bybel se leringe onder vervolging, of sal jy soog voor ons goddelose kultuur om vervolging dan te vermy? In ons teks vanoggend sien ons die nuwe gelowiges in Thessalonika wat volhard deur vervolging, of te midde van vervolging wat waarskynlik baie sterker was as enigiets wat ons in die volgende dekade of 2 sal ervaar. En hulle volharding was nog 'n bewys dat God hulle vir verlossing gekies het, soos Paulus in 1 Tessalonisense 1 vers 4 gesê het. En ons het gesien in 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 6 het Paulus die evangelie met vrymoedigheid verkondig. En in verse 7 tot 12 het hy die evangelie met sagmoedigheid geleef. So gevolglik hier in verse 13 tot 16 het die Tessalonisense die evangelie as God se woord met volharding ontvang ten spyte van vervolging. So om op te som, om onder vervolging te volhard, glo God se woord, volg ander volhardende gelowiges na en vertrou dat God diegene sal oordeel wat sy mense vervolg. Kom ons kyk na hierdie punte. Om onder vervolging te volhard, glo God se woord. Vers 13 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. En ek wil hê julle moet op 2 dinge let. Eerstens, om God se woord te glo beteken om die evangelie as God se woord te ontvang. Geleerdes is verdeeld oor of hierdie daarom van toepassing is op wat Paulus sopas gesê het, of wat hy op die punt staan om te sê. Dit kan beteken, byvoorbeeld, omdat God julle deur die evangelie gered het en julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het, dank ons gedurig. Of dit kan beteken, omdat julle die woord wat ons aan julle verkondig het, nie as ons woord nie, maar as God se woord aangeneem het, dank ons gedurig. Maar ek dink nie dit maak veel saak nie, want hoe dit ook al sê, Paulus was voortdurend dankbaar teenoor God, omdat die Tessalonisense gunstig gereageer het op die evangelie, wat hy hier as die woord van God noem. En Paulus het herhaaldelik na sy boodskap verwys as die evangelie van God, soos ons sien in verse 3 en 8 en 9 van hoofstuk 2, en hy beklemtoon dat dit goeie nuus is wat van God na ons kom, nie van enige menslike bron nie. Maar hy het ook daarna verwys as die woord, of die woord van die Here, soos ons in hoofstuk 1 vers 6 en 8 gesien het. Want die evangelie is 'n verbale boodskap wat van God na ons kom. En as 'n verbale boodskap het die evangelie inhoud. Dit fokus op die persoon van Jesus, wat self die woord is. Soos Johannes 1 vers 1 en 14 en vers 18 skryf, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos die van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En vers 18, niemand het God ooit gesien nie, die enige gebore God wat in die boesem van die Vader is, die het hom verduidelik. Of soos Hebreërs 1 vers 1 tot 2 begin, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So God se hele woord, van Genesis tot Openbaring, fokus op Jesus Christus. Die woord van God in menslike vlees. Gaan lees gerus Lukas 24 vers 27 en vers 44, Johannes 5 vers 39 en vers 46.
Want in Genesis 3, toe Adam en Eva gesondig het God vir hulle klere van 'n dierevel gemaak om hulle naaktheid te bedek. En dit was 'n beeld van God wat 'n bloedoffer voorsien het om ons sondes te bedek. Die Bybel sê dat ons almal in Adam gesondig het en dat ons almal ons eie sondes daartoe bygevoeg het, soos ons in Romeine 3 vers 10 tot 23 en ook Romeine 5 vers 12 tot 21 sien. Dus staan ons almal skuldig voor God en ons is nie in staat om die skuld vir ons sondes te betaal. En in genade het God sy eie ewige seun gestuur om menslike vlees aan te neem en in ons plek te sterf. Hy bied 'n volle vergifnis en ewige lewe as 'n geskenk aan almal wat hulle vertrou in Jesus Christus as hulle sondedraer plaas. Soos Paulus in Romeine 6 vers 23 geskryf het, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. In Handelinge 17 vers 2 tot 3 vertel ons dat toe Paulus in Thessalonika was, het hy na die sinagoge gegaan en met hulle gespreek uit die skrifte en het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. Want onthou, die Jode het die skrif reeds as God se woord aanvaar en daarom het Paulus dit gebruik om met hulle te redeneer. En toe hy na Athene gegaan het en vir die filosowe op Marsheuwel gespreek het, het hy 'n ander benadering gebruik en sommige van hulle digters en filosowe aangehaal, maar het oor dieselfde punt oor Jesus geargumenteer, soos ons in Handelinge 17 vers 30 tot 31 gesien het. Hy gesê het, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Wanneer jy die evangelie deel met diegene wat nie glo dat die Bybel God se woord is nie, is my raad om nie te probeer om daardie punt te bewys nie. Daag die persoon eerder uit om die evangelie van Johannes te lees met die opregte gebed, God, as dit u woord van waarheid is, open my oë, sodat ek kan sien en dat ek in Jesus sal glo. Want God se woord is kragtig op sigself en het nie ons verdediging nodig nie. God het die heelal deur sy woord tot bestaan gespreek, sê Genesis 1. En Jesaja 55 vers 11 beloof dat God se woord nie leeg na hom sal terugkeer sonder om sy doel te bereik nie. So moenie met ongelowiges in debatte tree oor of die Bybel God se geïnspireerde woord is of nie. Daag hulle net uit om dit te lees en vra God om hulle die waarheid te wys. Die beginpunt vir volharding te midde van vervolging is dus om te glo dat die evangelie nie die woord van mense is nie, maar eerder die woord van God. En dan die tweede punt wat ek wil hê julle moet oplet is om God se woord te glo vereis dat die woord sy kragtige werk in jou doen. Want Paulus voeg by dat die woord van God ook sy werk doen in julle wat glo. En glo is in die teenwoordige tyd wat die voortdurende proses van geloof aandui, soos Leon Morris in the first and second epistles to the Thessalonians vir ons verduidelik. Vir God om ons die krag te gee om vervolging te verduur, moet ons aanhou glo in die evangelie en in al God se geopenbaarde woord van waarheid. As jy werklik glo dat God se woord nie die woord van mense is nie, maar eerder die woord van God, dan sal jy dit ywerig bestudeer om te leer wat dit beteken en hoe dit op elke area van jou lewe van toepassing is. En as jy deur beproewinge gaan, dan gee die woord ware lewensverhale van mans en vroue van geloof wat beproewinge en vervolging verduur het, sodat ons hulle geloof kan navolg. Gaan lees Hebreërs 11 vers 1 tot 40, en Hebreërs 12 vers 1 tot 3 en Hebreërs 13 vers 7. En 'n belangrike tema ook in 1 Petrus is hoe om vervolging vir jou geloof te verduur. Want baie ander skrifgedeeltes gee spesifieke lering oor die verduur van moeilike beproewinge. Maar hierdie voorbeelde en die eksplisiete onderrig van God se woord kan slegs werk in jou verrig as jy in die woord is. Moenie net 'n paar gunsteling verse uitkies of erger nog, net jou Bybel elke keer net oopmaak en liekraak na 'n vers wys nie. Lees dit eerder agtereenvolgens met 'n goeie studiebybel vir hulp en bid vir begrip. Want God se woord is kragtig
omdat dit nie net jou gedrag bloot lê nie, maar ook jou motiewe. Soos Hebreërs 4 vers 12 tot 13 verklaar, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. En as dit vir jou dreigend klink, hou in gedagte dat God sy woord gebruik om ons te genees, nie om ons skade te berokken nie. Want as 'n dokter 'n oppervlakkige diagnose gee en nie die bron van jou siekte ondersoek nie, dan sal jy nie genees word nie, en is hy nie een wat werd is om vertrou te word nie. En God wil hê, ons moet in sy woord wees, sodat die oorsake van ons geestelike siekte blootgelê sal word, sodat ons genees kan word. Volharding te midde van vervolging, wat die werklikheid van ons geloof toets, kom van geloof in God se woord. En die tweede punt, om onder vervolging te volhard, volg ander volhardende gelowiges na. Vers 14, hoofstuk 2, sê Paulus, want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode. Soms, wanneer ons ly, of dit nou 'n gesondheidsprobleem of emosionele probleem, gesinskonflik, vervolging, of wat ook al is ons geneig om te dink dat ons die enigstes in die wêreld met hierdie probleem is. Selfs die godvrugtige profeet Elia, toe hy vervolg is, het by God gekla dat hy die enigste een was wat oorgebly het, wat die Here gevolg het, in 1 Konings 19 vers 10. En as gevolg van hierdie neiging het Petrus aan vervolgde Christene geskryf in 1 Petrus 4 vers 12 net gesê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. En dan 'n paar verse later in hoofstuk 5 vers 8 tot 11, dan voeg hy by, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En geliefdes, dit is belangrik in 'n tyd van lyding of vervolging, om te weet dat jy nie alleen is nie. Dieselfde ervarings van lyding gebeur met jou broers en jou susters wat in die wêreld is. En soos Petrus ons herinner, God is in beheer. Hy is soewerein oor ons lyding. En soos ek gesê het, die Bybel het baie stories van vervolgde gelowiges. Die Psalms beskryf dikwels 'n situasie waar die skrywer van die Psalm belaster word of sy lewe in gevaar is. Maar hy herhaal altyd God se eienskappe en hoe God in die verlede getrou aan sy heiliges was. En teen die einde van die Psalm het sy perspektief altyd na lof verander. En ook die profete soos Jeremia gelei, omdat hulle vir mense gesê het wat God wou hê, hulle moes hoor, nie wat die mense wou hoor. Jesus het gereeld vir sy disippels gesê, dat hulle vervolging vir sy naam sou onthulwe in die gesig sou staar. En benewens die Bybel, lees ook sending tydskrifte soos Voice of the Martyrs, wat stories van vervolgde gelowiges vertel. Lees biografieë van sendelinge wat gelei het terwyl hulle die evangelie na moeilike plekke geneem het, soos Adoniram Judson en Hudson Taylor en John en Betty Stam en John Peyton en baie ander. Om te lees hoe Adoniram Judson en sy vrou in Burma gelei het, plaas my nietige beproewinge werklik in perspektief. Soos Hebreërs 13 vers 7 vermaan, hy sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. So, om onder vervolging te volhard, glo God se woord en volg ander volhardende gelowiges na. En ons derde punt, om onder vervolging te volhard,
vertrou dat God diegene sal oordeel wat sy volk vervolg. In Tessalonisense 2, laaste gedeelte van vers 14 tot vers 16 sê die Jode wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder het om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Paulus se sterk woorde hier teen die Jode het sommige laat dink dat hy dit nie geskryf het nie, maar dat dit deur 'n later skrywer ingevoeg is, maar daar is geen manuskripbewyse om so gevolgtrekking te ondersteun nie. Ander beskuldig Paulus daarvan dat hy antisemities was, maar dis belaglik. As hy antisemities was, dan was Jesus ook antisemities. Gaan lees wat sê Matteus 21 vers 43 en Matteus 23 vers 31 tot 38. Waar hy die oordeel uitspreek oor die Joodse leiers en oor die Joodse nasie vir hulle ongeloof en hulle sonde. Want onthou, Paulus het in Romeine 9 selfs gesê dat as hy kon, hy sy eie redding sou verbeur sodat sy mede-Jode die ewige lewe kon hê, in Romeine 9 vers 3 tot 5. En waar hy ook al die evangelie verkondig het, het Paulus altyd met die Jode begin, soos ons sien in Handelinge 13 vers 5 en vers 14 en vers 46 en Handelinge 14 vers 1, Handelinge 17 vers 1 tot 2, Romeine 1 vers 16. Paulus was beslis nie antisemities nie. Maar hoe moet ons dan Paulus se heftige uitbarsting hier teen die Jode verstaan? Om te verstaan moet ons besef dat Paulus van die vroegste dae na sy bekering af byna voortdurende teekanting van die Jode in die gesig gestaar het. Hulle sou hom doodgemaak het as hy nog in Damaskus was, onmiddellik na sy bekering. Maar ons sien in Handelinge 9 vers 23 tot 25 hoe hy ternouwerdood ontsnap het. En toe hy die eerste keer na Jerusalem gegaan het, het hulle weer probeer om hom dood te maak, sodat hy na Tarsus toe moes vlug. Handelinge 9 vers 30 en 31. En terwyl hy die kerk in Antiochië gedien het, waar hy ook al gegaan het, het die Judaiseerders hom vervolg en probeer om sy evangelie te ondermyn. En dit sien ons in Handelinge 15 vers 1 tot 5 en ons sien dit ook in die boek van Galasiërs. En toe Paulus die evangelie in Syriese Antiochië verkondig het, het die Jode hom teëgestaan en het hom en Barnabas uit daardie gebied verdryf. Ons lees die verhaal in Handelinge 13 vers 45 tot 50. En in Ikonium het die ongelowige Jode die heidene teen diegene wat geglo het opgehits en probeer om Paulus te stenig. Handelinge 14 vers 1 tot 2 en vers 5. In Lystra het die Jode wat hom van Antiochië en Ikonium gevolg het, die heidene oorreed om Paulus te stenig, wat God wonderbaarlik gekeer het. Ons sien Handelinge 14 vers 19 tot 20. Dieselfde ewige teestand het in Thessalonika en in Berea en in Korinthe plaasgevind. Handelinge 17 vers 5 en vers 13 en Handelinge 18 vers 4 tot 6 en 12 tot 13. En later, nadat Paulus baie moeite gedoen het om 'n ruim geskenk in te samel en te lewer aan om die lydende Jode in Israel te help, het die Jode hom valslik beskuldig en sou hom in die tempel doodgemaak het as die Romeinse soldate hom nie gered het nie. En hulle het toe 'n komplot gesmee om Paulus in 'n lokval te lei. En toe dit misluk het hulle probeer om hom voor die Romeine as 'n verraaier te veroordeel in Handelinge 22 tot 23. So Paulus het dus meer as heelwat redes gehad om die Jode aan te kla, wat hy dan nou ook hier doen. Maar Paulus maak natuurlik 'n veralgemening. Daar was baie uitsonderings op Joodse ongeloof met Paulus self as bewysstuk A, as ek dit so kan stel. Hy het die Jode lief gehad, maar hy waarsku hulle steeds teen oordeel, omdat hy vir hulle lief het. In ons polities korrekte tyd kan jy nie 'n veralgemening oor enige groep meer maak nie. Anders word jy as homofobies of rassisties of godsdienstig bevooroordeel geëtiketeer of islamofobies, as jy byvoorbeeld iets in Islam sou sê. Maar tog is daar nuttige veralgemenings en ons moenie wegskram om dit te maak omdat dit nie polities korrek is nie. Iemand moet daarop wys dat dit abnormaal en ernstige sonde is vir 'n man om 'n vrou te wil wees of andersom. Dis sonde deur God se geskape orde vir mans om seksuele verhoudings met mans te hê en vroue met vroue. Gaan lees Romeine 1 vers 26 en 27. En dis 'n feit van die geskiedenis dat Islam nog altyd
met die swaard verower het en dan vryheid van ander godsdienste weggeneem het. En hier sê ek nie dat alle moslems so is nie, maar die Koran leer wel jihad teen alle ongelowiges. Dit leer dat mans hulle vrouens onderdanig moet hou en gee selfs instruksies oor hoe om jou vrou behoorlik te slaan as sy rebels is. In Surah 4 vers 34 en 38 vers 44. En ek sê niks hiervan om haat of enige geweld teenoor enige iemand aan te wakker. Ons moet alle individue met liefde en respek behandel en die evangelie aan almal aanbied. Maar ons moet diegene wat nie aan Jesus Christus onderdanig is nie, liefdevol waarsku dat hulle onder God se toorn is en onder die ewige oordeel sal kom as hulle nie berou het en in Christus glo nie. En nie net die Jode nie, maar ook ons almal is skuldig daaraan dat ons die Here Jesus doodgemaak het as gevolg van ons sondes. As iemand verder gaan en probeer om die evangelie te verhinder om na die verlorenes te gaan, dan vermeerder hulle skuld voor God. Paulus sê in vers 16 dat hulle die maat van hulle sondes gedurig volmaak. En God het soortgelyke taal gebruik toe vir Abraham gesê het dat sy nageslag vir 400 jaar in 'n vreemde land slawe sou wees. En kyk ook dan na Matteus 23 vers 32 en Romeine 2 vers 5. En toe het hy bygevoeg in Genesis 15 vers 16, en die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. En God het die verskriklike sondes van die Kanaaniete, wat nou die Amorite is, vir 400 jaar geduld, maar toe hulle sonde volgemaak was, het hy die Jode onder Josua beveel om hulle almal uit te wis. As iemand die slagting van die Kanaaniete as 'n rede opper om nie in so God te glo nie, kan julle daarop wys dat hy regverdig die fisiese en ewige dood van alle onbekeerlike sondaars verorden het. Nie net die Kanaaniete nie. Soos Jesus gewaarsku het in Lukas 13 vers 3 en vers 5, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so vergaan. Maar wat bedoel Paulus wanneer hy in vers 16 sê, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe? Hy gebruik wat hulle noem 'n aoristus werkwoord, wat hier, en ek is nie so slim ek leer dit by ander mense, wat hier na God se toorn in sy geheel as 'n sekere gebeurtenis kan kyk, al was die uiteindelike vervulling daarvan nog in die toekoms. Dit sou die verskriklike vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus insluit, soos deur Jesus voorspel. Maar dit sou strek tot die byna 2000 jaar lange verharding van die Jode, soos ons Romeine 11 vers 25 sê. Dit sou Hitler se verskriklike slagting van 6 miljoen Jode insluit. En Sagaria 13 vers 8 moet nog vervul word, wat 'n tyd voorspel wanneer 2/3 van die Jode uitgesny sal word en vergaan, maar 1/3 sal oorleef en in Jesus as hulle Messias glo. En ek wil afsluit. Die les vir vervolgde gelowiges is dus: hou aan om in die evangelie te glo. Ten spyte van jou lyding, weet dat niks jou van God se liefde kan skei nie. Romeine 8 vers 31 tot 39. En kyk na ander wat getrou gelei en gesterf het vir die evangelie en volg hulle geloof na. Vertrou dat God 'n soewereine doel vir jou vervolging het en dat hy op sy wyse tyd elke oortreding sal regstel en elke oortreder tot regverdige straf sal bring. Niemand sal ontsnap nie. Gaan lees Openbaring 20 vers 11 tot 15. En die les vir diegene wat nie die evangelie glo nie, is dit: bekeer julle en vlug vir die toorn wat kom terwyl julle nog tyd het. In sy genade vertraag God die oordeel, maar hy waarsku elke sondaar dat sy toorn kom, wanneer sy vyande na die berge en na die rotse sal uitroep, soos Openbaring 6 vers 16 tot 17 sê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Geliefdes, moenie so dwaas wees om sy waarskuwing af te skud nie. Amen. Kom ons maak die oop toe. Here, ons sê vir U baie dankie. Here, dat U vir ons hierdie wonderlike manne van geloof deur die geskiedenis gee, manne en vroue, wat lyding ervaar het, maar vasgestaan het te midde van die lyding,
om vir ons die voorbeeld te gee. Help ons, Here, om die woord te bestudeer, om die woord te glo, om in U te vertrou en om vas te staan te midde van vervolging. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. En my gebed is dat hierdie boodskap julle harte sal vul, dat dit julle harte met moed sal vul wanneer die vervolging kom, of wanneer die vervolging sterker raak, want dit sal gebeur. Dis nie as dit gebeur nie, dis wanneer dit sal gebeur. Staan vas in die Here, staan vas in julle geloof, en lees en onthou en volg die voorbeeld na van die kragtige getuienis van gelowiges in die verlede, wat reeds vir God gelei het. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom hierdie brief aan die Tessalonisense bymekaar om meer van God te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.